verstom het. So misvormd was sy voorkoms. Geen mens meer nie. En sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. Dit is wat die disippels gesien het. Dit is wat hulle beleef het. Dis hoekom dit ek nie verbaas is dat hulle nie geglo het uit die dood uit opgestaan nie. Want hulle het gesien, hoe lyk hy? Die laaste blik wat hulle gehad het, was 'n lewelose liggaam. Vol bloed, misvormd, uitmekaar geskeur, in die graf. Maar die eerste dag van die week, die Sondagmôre, vroeg, toe gebeur daar iets. Johannes beskryf dit vir ons so in Johannes 20 van vers 11 tot 17. Hy sê maar Maria het buitekant by die graf gestaan en ween, en terwyl sy ween, buig sy na die graf toe. En sien 2 engele daar sit, met wit klere aan, een by die hoof, en 'n ander by die voete, waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Hy het ons vir julle gesê, hy gaan opstaan. Maar ek het gesien hoe lyk hy. My laaste blik van hom was 'n lewelose liggaam binne in die graf. Vrou, waarom ween jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggeneem het, en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Toe sy dit gesê het, draai sy haar om agtertoe, en sien Jesus staan, en sy het nie geweet, dat het hy was nie. Sy het hom nie verwag nie. Onthou, die laaste blik, 'n lewelose liggaam, toegedraai in doeke, in die graf. Nou is het, waar is ek nou? Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom, meneer, as jy hom weggedra het, sê vir my asseblief, waar jy hom neergelê het, en ek sal hom wegneem. Toe gebeur daar iets besonders. En Jesus sê vir haar, Maria, net soos hy dit alleen kon sê. Ek dink sy het sy stem probeer erken, maar dit kan nie hy wees nie, want hy's dood. Maar toe hy vir haar op daai kenmerkende manier sê, Maria, en sy sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester. En ek glo in daardie oomblik wou sy hom val, en sy wou hom hou vas, want hy leef, hy het opgestaan, toe besef sy, maar hy het nie meer gelyk soos hy daar gelyk het in die graf nie. Hy staan voor my, opgestane, hy leef. Maar iets gebeur, en Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie,
want ek het nog nie opgevaar na my Vader. Maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. Ek wil hê jy moet nou mooi die prentjie saam met my aanskou. En hierdie pad verder stap. Alleenlik die hoëpriester kon eenmaal in 'n jaar ingaan in die allerheiligste om 'n offer te bring. En hier kom Jesus en hy sê, vra, raak my nie aan nie. Hoekom? Hoekom kon sy hom nie aanraak nie? Maar later sê hy vir Thomas, hy sê, Thomas, kom druk jou hande in my wonde, jou vingers in my hande en jou hand in my sy, dit is ek. Hebreërs 9 vanaf vers 11 tot 14, maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie. Ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed. Eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Moses is op die berg, saam met God. En God toon aan hom net die skadubeeld van aanbidding wat in die hemel plaasvind. En God gee hom die afdruksel en die plan van die tabernakel. Onthou, dit is God se plan in die hemel en hy het gesê, jy moet dit presies maak soos ek dit vir jou gesê het. Want die hoëpriester kon eenmal 'n jaar ingaan om daar die offer te bring. Jesus sê, raak my nie aan nie, want ek moet na my Vader toe gaan. En die Heilige Gees maak dit vir my oop, dat Jesus met sy eie bloed in die heiligdom moes ingaan. En soos die hoëpriester 7 maal die bloed van 'n bees of 7 maal op die verbondsark tussen die gerubs gesprinkel het Jesus met sy eie bloed in die allerheiligste ingegaan. En hy sy eie bloed gegee en die Hooggeregshof van die hemel het gesit en hierdie offer aanskou en gesê, dit is reg. Dit is aanvaar. Julle skuld is weggeneem. Jou sonde is weggeneem. En nou sê die woord, hy het ons konings en, ek kan nie hoor nie, wat het ons? 'n priester. Dit beteken, u en ek kan ook nou in die tabernakel ingaan. Korintiërs 5 vers 21 sê, want hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak, uitmekaar geslaan, geskeur,
'n lewelose liggaam in die graf. Dis die prys wat hy betaal het. Sodat, sê saam met my, sodat ons kan word. Hoor jy, geregtigheid van God. Dis die prys wat hy betaal het. Dis die offer wat hy gebring het. Dat u en ek die geregtigheid van God kan word. Wat beteken die woord geregtigheid? Dit beteken, jy kan voor God staan asof jy nog nooit gesondig het nie. Dit is wat hierdie dag vir u en vir my beteken. Dat ons voor God staan, nee, dan is die aanklaer daar, maar wat het jy gister gedoen? Wat het jy in die week gedoen? Hoe is jou lewe? Maar Jezus het die volkome, volmaakte prys betaal. Hy is sonde gemaak met my sonde. Hy is sonde gemaak met jou sonde. Hoekom? Hy het die straf gedra, toe aan die kruis uitroep, voordat hy sterf, dit is volbring. Toe skop hierdie skrif in werking, en hy sê, jy word die geregtigheid van God. Nou het u en ek 'n reg om in te beweeg tot in die allerheiligste. Onthou die hoëpriester, ons het gehoor, die hoëpriester het gebewe. Want as hy 'n krieseltjie sonde of ongeregtigheid in hom gehad het en het in die allerheiligste ingestap, het hy onmiddellik morsdood neergeslaan. Ons hoor, Dion het vir ons gesê, met ons gepraat en sê, in die tuin van Eden, het die Here vir Eva gevra, nadat hulle van die vrug geëet het, Eva, wat het jy nou gedoen? En Jacques daarna het met ons gepraat oor Abraham en Isak, toe die offer moes gaan bring, en hy vir Isak moet slag, toe sê God, nou weet ek. En hier is die bewys van wat het jy nou gedoen, Eva? Maar hier is die antwoord, nou weet ek sal my eie seun stuur. Nie 'n plaasvervanger nie, nie 'n dier nie, maar ek stuur my eie seun om met sy bloed te betaal. En hy gaan met sy eie bloed in die heiligdomme in en bring vir ons 'n ewige verlossing. As hy nie opgestaan het in die graf nie, was dit nutteloos, doelloos. 1 Korintiërs 15, vanaf vers 13, laat ek dit vir u lees, dat u sien, ek maak dit nie op nie. Hy sê, as daar geen opstanding uit die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs, en vergeefs ook julle geloof. Dan word ons as valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het, dat hy Christus opgewek het, hy wat nie opgewek het nie, en ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore.
as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar hoor nou, maar, nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Hy het opgestaan. Hy leef. Hy het in die tabernakel wat in die hemel is, wat nie met my mense hande opgerig is nie, wat God daar gestel het, aanbidding, het hy inbeweeg tot in die allerheiligste. Ek dink Jesaja het so blik gekry hiervan, in Jesaja 6, wat daar gebeur. En Jesaja beskryf dit vir ons in die eerste 8 verse van Jesaja 6. Hy sê, in die sterfjare van koning Osia, het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Jou siektes, jou krankhede het op hom geneem. Die vroukie wat in bloedvloeiing gelei het, wat het sy gedoen? Sy deur gebreek en aan die soem van sy kleed aangeraak. Daar's genesing. Sy het al haar geld uitgegee aan die geneesheere. Niemand kon vir haar iets doen nie, maar toe sy by die groot geneesheer kom en deurdruk, sy was met bloedvloeiing gehad, eintlik was sy onrein, sy mag nie daar gewees het nie, hulle kon haar gestenig het, sy het gesê, ek gee nie om wat mense sê nie, ek gee nie om wat die wet sê nie, ek wil net by Jesus uitkom, ek wil net die soem van sy kleed aanraak, en dit sal vir my genoeg wees, en die soem van sy kleed het die tempel gevul. Is jy desperaat genoeg vir genesing? Deur sy wonde is jy genees. Kom net by die soem van sy kleed uit. Hy sê, en seer op sy boom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep. Luister mooi, die een het die ander toegeroep. Hulle het vir mekaar gesê, wat het hulle vir mekaar gesê? Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe, en die geluid van die roepers, en die huis is gevul, het vol rook geword. Hoor nou wat sê Jesaja, toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar, een van die serafs het na my toe gevlieg, met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar geneem het, en hy het my mond daarmee aangeraak, en kyk, en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, jou sondes versoen. Daar hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, Here, hier is ek, stuur my. Ons gebruik hierdie skrif baie keer as ons wat is nou die woord? As ons sendelinge wil uitstuur. Dankie Dion.
Maar dis nie wat hier beskryf word nie. Hy sê, wie sal vir ons gaan? Hy vra vanmôre, wie van julle sal vir ons gaan en vir die mense kan vertel, ek is heilig, heilig, heilig. Kry klaar met die wêreld, kry klaar met die dinge van die wêreld, kry klaar met dit wat jou van God af weghou. Hy is heilig, heilig, heilig. En laat dit my dink aan die koortjiedigter wat gaan staan het. En hy sê, let all that is within me cry holy, holy. Let all that is within me cry holy, 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 holy is the Lamb that was slain. Dis wat hy vanmôre van jou en my verlang. Hy het opgestaan. Hy leef. Hy leef. Hy leef. En dis wat hierdie tafel vanmôre vir ons uitspel. Die apostel skryf in 1 Korintiërs 11 van vers 23. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. Nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis, want so dikwels as julle hierdie brood eet, en van hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus, totdat hy kom. Ons het gehoor, die lewe is in die bloed. Waar Jesus die eerste bloed gestort, in die tuin van Getsemane, die drukpers, het sy sweet bloed geword. En toe, aan die kruis, is die laaste druppel bloed uit sy liggaam uitgepers. En toe die laaste druppel bloed uit is, toe sterf hy. Want die lewe is in die bloed. Nou kom Jesus en hy sê, julle moet my liggaam eet en julle moet my bloed drink. Wat sê hy eintlik? Hy sê, ek wil graag binne in jou woon. Want dis waar sy liggaam en sy bloed by mekaar kom. Die brood en die vrug van die wynstok. Dan hoef jy nie meer bang te wees om die allerheiligste in te gaan nie. Want hy het jou geheilig. Jy het jouself nie geheilig nie, jy kan dit nie, hy het dit gedoen, want hy weet ons kan dit nie doen nie. Hy wil terugneem na 2 Korintiërs 5 vers 21 toe, want hy het hom, wat geen sonde geken het nie,
sonde gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Weereens, wat beteken geregtigheid? Ek en jy kan voor God staan, asof, sê vir my asof, jy nog nooit gesondig het nie. Dit is wat die opstanding vir u en vir my beteken. As hy nie opgestaan het nie, was dit alles nutteloos, doelloos. Maar hy het opgestaan. En hy leef. En hy leef tot in alle ewigheid. En omdat hy leef, leef ek en jy. Ons is nie meer onder die vloek van die sonde nie, maar hy het ons uitgehaal onder daardie vloek en ons name geskryf in die boek van die lewe. Halleluja! Dit beteken, dit is wat hierdie opstandingsmôre vir u sê. Jy hoef nie te probeer nie. Laat net toe dat hy dit alles in jou lewe doen. Ons quoteer, skrif wat ek weer gelees het, toe Jezus die brood geneem het en het gebreek het, en sê, doen dit op my gedagtenis, en dan hou ons daarby op. Maar hy gaan verder, hy sê, as jy van hierdie brood eet, en van hierdie beker drink, op onwaardige wyse, dan eet en drink jy 'n oordeel oor jouself. Nie een van ons wat vanmôre hier sit, kan sê ek is waardig nie. Want in jouself kan jy dit nie doen nie. Maar hy, Jesus, het die volmaakte, volkome prys namens jou en my betaal, want hy het geweet, omdat hy alwetend is, het hy geweet, ek en jy kan dit nie doen nie. Daarom het hy in jou plek gesterwe, maar hy het opgestaan, en hy leef, en hy sê vanmôre vir jou, ek wil hê, jy moet my liggaam eet, en jy moet my bloed drink, want ek wil graag binne in jou woon. Jy kan dit nie self doen nie. Dis hy, maar jy moet gewillig wees en sê, Here, hier is ek. Was my in die bloed van die lam. Reinig my. Heilig my. Ek gee my lewe aan u. Ek het gesondig, daar is nie een wat nie gesondig nie. Die woord sê, almal het gesondig, en dit ontbreek julle aan die heerlikheid van God. Maar as ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en ons van alle, sê alle, ongeregtigheid te reinig. Hy het alle ongeregtigheid van jou af weggevat. Hy het jou gewas met sy bloed en jou gereinig. En nou sê hy vir jou, jy's waardig om aan my tafel te kom sit.